Goeiemôre aan almal. Was 'n goeie week gewees. Ferrari het derde gekom laas Sondag. Lions het gister gewen. Ja, dit is lyk beter, nee. Dis vandag die derde van 'n klomp van die derde van 'n klomp verjaarsdae hier by in die Slabbertse gesin. Ons kamp die naweek daar buitekant Brits en ek het vanoggend vroeg gou deurgekom om met julle te kom gesels en dan gaan ek weer terug soontoe. Ons kom môre middag weer terug. Maar dit is lekker koud daarso, dus maar so die Slabberts is nie hier voor nie. Die worship team het 'n bietjie afgekry om net 'n bietjie te chill. Vandag verjaar Carly, baie geluk aan Carly, is ons oudste kleinkind. Eergister, donderdag het Marisa verjaar, woensdag het Zanay verjaar. En nou gaan ons my maand toe en ons het weer so klomp op 'n ry. So as jy 'n kollekte insit, sit maar 'n ekstra enetjie. Nee, ek maak 'n grap, net 'n grap. Dis my reg lekker om so saam met die kinders te wees. Ons het juist gesê hierdie jaar gaan ons nie vir elke 'n aparte stuk koek mee saam eet nie. Ons gaan sommer almal saam op een naweek net vakansie hou. En dis die eerste keer dat ons almal saam gaan kamp, die hele klomp van ons. So dis reg vir ons verskriklik lekker om so 'n bietjie asem te skep. Dis nou 'n snaakse week. Ek lees iewers iemand het beskryf as wet on, wet off. Ek weet nie hoe wil nog hierdie wet ding gaan uitdraai nie. Die paus is oorlede, dis 'n groot slag vir Christendom. Ek weet ons is gereformeerde tradisie en ons het groot geword met hierdie Romeinse gevaar wat ons almal moet oppas daarvoor. En ek weet nie of julle toe al in die NG Kerk was nie, maar hierso in die 50er, 60er jare in die NG Kerk, alles wat lyk na 'n kruis mocht nie gebeur het nie. Mense het gesê, maar kruise pas in die Romeinse Kerk, nie in die gereformeerde tradisie nie, en is regtig is hier van die 90er jare, 80er, 90er jare, dat kruise in die kerk weer funksioneer in die NG Kerk, of die gereformeerde kerke, maar tot toe het almal groot vasgeskop teen die Romeinse Kerk, en dan moet onthou word, ek dink die laaste konsilie was in 1962 gewees, in die Romeinse Kerk, die Vatikaanse konsilie, het daar groot veranderings in die Romeinse Kerk plaasgevind, en ek weet mense het baie vrae oor hoe die pause werk, en die pausdomme werk, en al die verskillende hiërargiese kardinale, en aartsbiskoppe, en biskoppe, en priesters, maar as jy net iewers iets kan weet, om 'n paus te word, is nie sommer net, jy besluit jy doen aansoek nie, dis 1,4 miljard mense, of biljoen mense dan, for that matter, wat op aarde aan die Rooms-Katolieke Kerk behoort, en as jy nou dit maak om 'n priester te word, dan moet jy nou regtig 'n goeie priester wees om eventually dan 'n biskop te word, wat oor 'n gebied aangestel word, en dan word jy 'n aartsbiskop, kan jy 'n aartsbiskop word, want sê net maar die hele suidelike Afrika, en dan kan jy 'n kardinaal word, wat nog so 'n bietjie meer is, en uit die kardinale, ek dink daar is net so 50 van hulle, wêreldwyd, word dan 'n paus gekies, en dit is 'n hele mooi proses, is eintlik 'n baie intense proses vir die week, die 8 dae tussen die paus se afsterwe en wanneer die nuwe paus aangewys word, is die kardinale afgesonder vir gebed en besluitneming van die samelewing af. Hulle is in daai enklawe alleen en dan stem hulle en hulle bid en hulle soek die wil van die Here en dan as hulle 'n besluit nog nie gekry het nie, dan steek hulle 'n kaggel aan wat swart rook uitstraal. En die paus moet met 'n 2/3 meerderheid aangewys word. So as hulle by die 2/3 uitkom eventually, en dit gebeur gewoonlik hier by dag 7 of 8, dan het hulle as 'n wit rook wat uitkom en dan weet die wêreld ons 'n nuwe paus aangestel. Maar dis 'n ongelooflike tradisievolle kerkgenootskap, wat baie keer wonder mense of ons nie dalk so 'n bietjie van ons tradisies net so 'n bietjie te cheap maak nie, vat en laat gaan, en daar sit iets anders te daarin, as jy in 'n groot kathedraal kom, tussen die loodglasvensters en die wierook en die amper die chanting en die priester wat hier Latyns, ek kan nie Latyn praat en ek kan nie so sing nie, maar dit is 'n anderste tradisie wat ons nie van weet nie. Moet net nie dat mense net doodgewoon sê, ja, maar Jesus is nie ook daar betrokke nie. Dis geen stuk waar nie. Die Romeinse Kerk is regtig nie met daai
uitvaagsel wat die wêreld gemaak het van hom. Goed, maar dis nou genoeg van die paus. Hy sal waarskynlik later aangewys word. Interessant, hierdie paus wat nou oorlede is, was die eerste paus wat uit Suid-Amerika gekom het, en van die Jesuïte groep is. Gewoonlik is dit nie van hulle nie, en veral nie van Suid-Amerika nie, en dan was al 2 of 3 Afrika pause gewees. 2 van hulle was swart gewees. So moenie dink die Rooms-Katolieke Kerk is net 'n klomp wit ouens in Italië nie. Dis baie dis wêreldwyd 'n enorme invloed, veral in Afrika op hierdie stadium. Die Rooms-Katolieke Kerk groei geweldig in Afrika. So, nou is vir my so 'n stukkie interessantheid. Kom ons maak ons oë toe. Here, U is vir ons goed. Dankie dat ons vrye toegang tot U het. En dit het alles gebeur as gevolg van verlede naweek. Van 'n kruis en 'n opstanding, en nou is daar 'n oop kanaal tussen U en ons, en U dit vir ons kom maak. U daai geut kom skoonmaak, sodat ons vrye toegang kan hê tot U. Aan U kom die lof en die eer toe, Here, wat hierdie onmoontlike, dat ons nie by U kan uitkom nie, kom moontlik maak dat U by ons kom uitkom het. Aan U alleen kom die lof en die eer. Amen. Mag die Here se liefde en sy genade by jou wees. Mag jy vandag die Here se stem hoor. Mag jy tussen al jou beplannings en al jou denke en al jou wonders, mag jy weet dat die Here betrokke is in jou lewe. Daadwerklik, ingrypend. Amen. Tussen net oor verlede naweek, voordat ons kollekte opneem, ek het so vinnig sommetjies gemaak oor hoeveel mense ons hier was, wat die eredienste bygewoon het, en dis tussen 4 en 5.000 mense wat laas naweek hier was, as 'n mens die Facebook live getalle byreken, dink ek was vir laas Sondag was dit 1.500 mense, en net op Facebook live, donderdag aand was dit 1.200 mense, dan is daar nog 'n YouTube channel wat besoek is, daar was 'n groot klomp mense wat hierso was, so ons is regtig waar gebless dat daar amper 5.000 mense laas donderdag en Sondag se diens kon volg. Mag die Here regtig waar ons gebruik om 'n lig vir die wêreld te wees, om hom wat opgestaan het te verheerlik, groot te maak. Daar's geleentheid vir offergawes, en as ons klaar is, dan gaan ons sommer rustig luister na 'n sang.
it's ripping at the seams, and the lies keep growing louder, with chaos threatening. When the weight upon my shoulders is too much for my soul, won't you help me to remember those words from long ago? Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. When I look into the mirror, and all that I can see is a million imperfections just staring back at me. When I feel like I'm abandoned, all alone and left behind, help me know you'll never leave me, 'cause I am yours and you are mine. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. He loves me, this I know. And when this life is over, all the tears are gonna end. I'll cross over that river, I'll sing it once again. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me. Dankie Here dat ons dit mag weet, dat U ons liefhet, veel meer as ons ooit kan droom of dink. Gee dat ons mekaar ook sal lief hê. Amen. Dit is baie interessant, ek het julle dalk die storie al gehoor, maar Karl Barth is een van die grootste, prominentste teoloë van die vorige eeu, in die 20ste eeu, in die 1900s, en hy het reg 'n fenominale klomp werk gedoen, geskryf. Hy het so bundel, reeks dogmatiese werk geskryf, seker dik bundels. Hy het sy dame genoem, want dis 4 sulke dik wit bundels wat hy uitgebring, en dis langs mekaar, so seker 6-7 bladsye wat hy geskryf het. En hy was reg 'n ongelooflike knap teoloog, baie geskryf, baie gepubliseer. Hy was net so voor en na die Tweede Wêreldoorlog daar in Duitsland met baie intense vrae wat die kerk moes gevra en beantwoord oor wat het hulle gedoen met Nazisme en hoekom hulle stil gebly en al die moeilike goeters. Maar op 'n dag toe hy vertrek na 'n ander land toe om te gaan 'n konferensie te gaan toespreek, toe vra 'n joernalis vir hom, Professor Barth, vertel vir ons, as jy die Bybel nou moes opsom in 1 of 2 sinnetjies, hoe sou jy dit doen? Hoe sou jy die Christelike geloof beskryf? Toe sê hy, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. As jy nou 'n opsomming wil kry oor dit wat ons glo, die Here het vir ons lief. Jesus min my salig lot. Ek weet dit uit die woord van God. Mag jy dit altyd onthou. Goed, Paasfees is verby. As jy nou nie weet hoe werk die kerkjaar nie, ons het Kersfees hierso einde van die jaar, begin van die nuwe jaar,
En dan werk ons op na Paasfees toe, wat gepaard gaan met eintlik 7 lydensweke, wat begin by As Woensdag, en dan 6 Sondae voor Opstanding Sondag, en die donderdag voor die Sondag is dan die kruisiging. Die Paasgebeure is hierdie laaste, maar eintlik is dit die hele oploop tot daartoe. En as jy nou lank terug kan onthou van die NG Kerk veral, het ons elke keer so 7 weke lank 'n lydensweek gehad, wat jy gepraat het oor die kruis en gepreek het oor die kruis. Alle prediking gaan waarskynlik oor die kruis, of moet oor die kruis gaan, maar daai 7 weke was nogal meer gefokus daarop. En dan is hier opgestaan, en nou werk ons na Pinkster toe, die 3de groot fees in die kerklike jaar, waar die Heilige Gees, waar ons die viering het van die Heilige Gees wat in ons wêreld kom intree het. Die probleem is, Paasies is nogal 'n hoogtepunt, en Pinkster is 50 dae weg. En in hierdie 7 weke tussen Paasfees en Pinksterfees is daar so albe hierso is 'n sweet spot wat hier is. Hierso is 'n not so sweet spot. Wat ons nie heeltemal weet wat moet ons hierso insit, wat moet ons hier preek, wat moet ons hier praat nie, want die Heilige Gees gaan kom en dan gaan ons weer praat oor koninkrykstyd, maar hierso is so albe, ek wil nie sê 'n gaping nie, maar julle hoor daar is so albe ongemak oor wat se goeters hanteer 'n mens nou in hierdie 7 weke op pad soontoe. Dit kan ingekeer word met die ouens wat mense opsweep, want dis mos hoe Pinkster werk. Die Heilige Gees, asof die Heilige Gees dan eers kom en nie alreeds 2000 jaar terug hier is nie. Wil mense so half opsweep, ander wil bietjie meer morele lesse vir mense leer van wat is liefde en wat is dit, sulke goeters. Ek in my eie gevoel is ek is ook nog nie heeltemal grasp op presies wat ons verwagting is vir hierdie tyd nie. Maar ek het toe 'n interessante beeld iewers te raak gesien en wat ek met julle wil deel, wat gaan oor Jesus se laaste gesprek met sy disippels. Dis nou daai donderdag aand met die voete was, julle almal onthou daai storie, wat die gebeurtenis, maar Jesus is daai laaste week eintlik besig om baie intens vir die disippels te vertel dat die Heilige Gees gaan kom en dat hy weggaan en wat moet gebeur en hulle mekaar moet lief hê en ons gaan so 'n bietjie daaraan vas werk volgende, maar hy probeer vir hulle verduidelik wat gaan gebeur as hy nou nie meer hier is nie. En dan gebruik hy 'n interessante beeld. Hy sê nou maar hierdie is ons, is ek. Dan sê hy en hierdie is die Vader en die Seun en die Heilige Gees en dit gaan is nie groter of kleiner nie, dis net julle nou verstaan hoekom ek dit so sê. Hy sê die Heilige Gees kom en woon in ons. En dan sê hy vir ons in Johannes 14 en 15, julle moet in Jesus in my bly. So die Heilige Gees in my, ek is in Jesus en dan sê Jesus ek is in die Vader. So die Heilige Gees is in my. Kom nou. Die Heilige Gees in my, ek in Jesus, Jesus in die Vader. So weet jy hoe beskik is jy? So whatever in hierdie volgende 7 weke gebeur, moet jy dit weet, Jesus het al daai aand voordat hy gesterf het, sê, dis hoe dit gaan werk. Jy gaan veilig geborge wees. Die Heilige Gees gaan kom en hy gaan in jou woon. Ons het dit alreeds en hy woon binne ons en ons is in Jesus en Jesus is in die Vader en ons is so beskik. En tog voel dit nie altyd so nie. Kan ek 'n teksvers met julle saam lees? 2 Korintiërs 5. Iemand wat aan Christus behoort is die Engelse vertaling sê a new creation. Die oue is verby. Die nuwe creation het gekom. So daai ou aan binnekant
is 'n nuwe mens met die Heilige Gees binne hom, hy binne Jesus binne die Vader. Ons is 'n nuwe creation, maar dit lyk nie altyd so nie. As ek in die spieël kyk, dan weet ek kognitief met my brein, yes, ek is 'n nuwe mens. Hy het my kom oordoen. En tog dis my inside. My outside lyk nie altyd so nie. Iemand het gesê, jou hurts en jou habits het jou nog nie verander nie. Die buitekant lyk nie soos die binnekant nie. Ons weet met ons breine, met ons cerebrale funksies, dat ek en jy 'n nuwe mens is. Paulus skryf in 2 Korintiërs 5, ons is 'n nuwe mens, 'n nuwe creation. Wow, dis great, maar dit lyk nie so nie. Ek word nog steeds kwaad. Ek is nog steeds ongeduldig. Dis nou vakansie vir 'n week. Ek gaan na my kinders skree en hoop en bid die skool maak gou weer oop. Ek gaan nog steeds Hoekom lyk my outside nie soos my inside nie? En dis hierdie vraag wat ons mee stoei en worstel, veral in hierdie tyd waar ons intens bewus is van die opstanding wat alles kom nuut maak het. Ek is 'n nuwe mens en die tekste wat daaroor gaan is heeltyd nuut. Trouwens, as jy in die noordelike halfrond is waar ons eintlik behoort te wees as ons nou die Bybel reg verstaan, dan is die begin van lente nou. Dis waar dit alles ontstaan. Dis moet lente wees in ons lewens. Ons in die suidelike halfrond gaan nou in die winter in, maar in die noordelike halfrond is dit juis, en dis die beeld hulle gebruik wat ons nie verstaan altyd nie. Hulle gaan in 'n nuwe tyd in. En dit lyk nie vir my altyd so nie. So daarom wil ek hê met ons terugblaai, want daar's hierdie gap tussen ek weet nie tussen reël ek en hoe ek behoort te wees. Daar's hierdie gaping tussen waar ek is en waar ek behoort te wees. Julle is bewus daarvan dat julle ook so gap het, nê? Is net ek. Het julle ook hierdie gevoel van, noem dit maar sondigheid, tussen julle weet wie julle is, maar julle is nog nie daar nie. Goed, so kom ons gaan Ou Testament toe, dan lees ons in 700 jaar voor Jesus, skryf Jeremia, daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek met Israel en Juda, met ander woorde die kerk, 'n nuwe, en hier's 'n churchy woord wat ons vandag bietjie oor wil praat, 'n nuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die verbond wat ek met julle voorvaders gesluit het, toe ek hulle aan die hand gevat en uit Egipte laat trek het nie. Hulle het daardie verbond, julle hoor die woord verbond, wat ek met hulle gesluit het, verbreek, al was ek getrou aan hulle. Dit is die verbond wat ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here. Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagtes vaslê. Ek sal hulle volk wees en hulle sal my God wees. Nou moet ek eens gou hierdie woord verbond net so 'n bietjie verduidelik. Dit vir ons dink dit 'n bietjie lomp. As jy ouer as 50 is, gaan jy bietjie meer van dit verstaan, maar as jy jonger as 30 is, kom hierdie woord nie meer so baie voor nie. Verbond is in gewone 2025 taal 'n ooreenkoms, 'n kontrak. Een of ander ooreenkoms tussen my en jou, dis 'n kontrak. So as jy 'n selfoon gaan koop of gaan uitneem, dan teken jy op MTN se onderste lyntjie en sê maar ek sal hierdie rekening betaal elke maand en my foon gebruik, en MTN sê ek teken ook hierso in hierdie kant, jy weet ek betaal, anders ek kom haal as jou foon of jou huis of jou kar of wat ook al, afhangende van wat se foon jy het. So daar's 'n ooreenkoms wat aangaan en is doodgewoon 'n lyntjie wat jy teken. Die aanvanklike verbond, en as nou 'n verbond voor dit ons nou al van weet, is Noag se verbond. Julle almal onthou van Noag wat die aarde verdelg, alles is verdelg, en dan kom die reënboog en God sê ek sal dit nooit weer laat gebeur nie. Maar die eerste groot intree vlak van verbond is met Abraham in Genesis 15, waar God vir hom sê, Abraham, kom sit by my. Ek wil met jou verbond, ek wil met jou kontrak aangaan. En dan sê Abraham, maar goed Here, as ons daai het die kontrak so gewerk. Jy het 'n klomp beeste eintlik geslag en die hoope vleis in twee groepe verdeel. So hierso lê 'n klomp vleis
en hier lê 'n klomp vleis en jy staan daai kant en ek staan die kant en dan stap ons tot in die middel van die hoope vleis en dan skud ons hand en sê, okay, hier's nou 'n kontrak. As ek of jy hierdie kontrak verbreek, mag met ons gebeur wat in die beeste gebeur het. Dis hoekom hulle daar is. Hulle is die stille simbool van ons gaan nie hierdie kontrak verbreek nie, anders dan moet ons geslag word. Dis hoe dit gewoonlik gebeur het. So Abraham maak reg, hierdie hoope vleis. En hy wil so nader kom en sê van, wat staan jy stil? Hierdie ding doen ek self. En God kom van daai kant af en hy kom na Abraham toe en sê, ek is bereid om vir jou te sê, ek gee my lewe 100% vir jou. Ek beloof jou, hier is die belofte, ek sal jou God wees en jy sal vir my 'n volk wees. Julle hoor, daar's geen voorwaardelikheid daarin nie. Nie, as jy soet is, dan sal ek nie. Hy sê, ek sal jou God wees. By Sinai hernie hy dit en sê hy, okay, ek dink ons moet 'n bietjie ooreenkom. Ek wil hê jy moet weet, daar's goeie wat jy moet doen om deel te wees van hierdie goed wat ek vir jou gee. Kom ek maak die lewe vir jou makliker en ek gee vir jou 10 goeders wat jy moet nakom of van daar wegbly. En dan gaan die lewe vir jou makliker wees. En dis nie heavy goed nie. Ons maak dit vandag baie heavy, maar dit is eintlik baie eenvoudig en dis wat die ou verbond was. Die ou ooreenkoms was, kom hierdie goeders na en ek en jy sal okay wees. Dat 'n stuk voorwaardelikheid ingesluip wat God nie eintlik bedoel het daar moes wees nie. En dan is dit, noem ons dit die Ou Testament, nê. Testament is dieselfde as voorwaarde, as kontrak, dis dieselfde woord. Dis die ou verbond en dit is die eerste 1000 bladsye van die Bybel. God wil sê, ek en jy, ek is mal oor jou. Is jou easy steps om dit reg te maak? Ons het daai goed van sê, nee, wag, ons moet hierdie goed doen, dan sal God vir ons goed wees. God sê nee, ek werk nie so nie. En daar's tog baie ouens wat vandag sê dat die Ou Testament nog steeds vasgevang het geraak het in 'n soort van 'n legal goeders, jy moet en dan sal God, maar dis nie eintlik waar nie. Dis regtig waar maatreëls om die lewe vir ons makliker te maak. So nou sê Jeremia, daar kom 'n dag dat hierdie ou goeders geskrap gaan word en ek 'n nuwe verbond met julle gaan aangaan. En hierdie keer gaan nie papier wees nie of op klei tablette wees nie. Hierdie keer gaan ek dit op julle harte graweer. So 'n bietjie later as Jeremia kom Esegiel en skryf dieselfde goed. Hy sê ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggame uithaal en julle 'n hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. Julle sal in die land woon wat ek aan julle voorvaders gegee het. Julle sal my volk wees en ek sal julle God wees. Hoor julle die refrein oor en oor en oor? Ek sal julle God wees. Ek sal julle beskerm. Ek sal by julle wees. En ons kan 'n dag en datum daarby sit waar God hierdie ou verbond nie kom vervang het nie, maar kom hernie het. Dit gebeur in die jaar 33 na Christus. Ons het selfs 'n dag. Dit was 'n donderdag gewees. Ons het selfs 'n uur, iewers tussen 6:00 en 9:00 daai donderdag aand. Kom hernie Jesus hierdie ou verbond as hy sê ek gee my lewe vir julle. Môreoggend gaan ek gekruisig word. Maar as julle van die wyn drink, van die brood eet, daai laaste avondmaal, as julle dit doen, dan word julle deel van my. Dan gebeur hierdie. Dan is daar 'n splinter nuwe verhouding. En hoe lyk hierdie nuwe verhouding? So kom ek reverse dit vinnig weer terug na die ou verbond toe. Die ou verbond sê ek gaan hierdie verhouding moet julle regmaak of is reg en toe sê ons nee maar ons reeltjies inwerk sê God nee, die nuwe verbond is as 'n oop kanaal tussen bo en onder.
Jy hoef nie meer iets te doen om daai te kom nie. Ek wil net dit mooi duidelik stel. Jy hoef niks te doen om in die hemel te kom nie. Die kerk het ongelukkig baie kerke, baie gemeentes, baie gelowiges het vasgeval geraak in 'n mag nie ding om in die hemel te kom. Dis een van die ironiese dinge wat ek ooit gehoor het in die gereformeerde kerk, en onder ons die gereformeerde kerk, die hervormde kerk, die AP kerk en baie gereformeerde tradisies, lê ons verskriklik baie klem op jy word uit vrye guns van God vrygespreek. Jy hoef niks te doen nie, as 'n gawe van God. Ek wil ons lees Paulus flou vir ons lidmate, sodat hulle dit moet weet. En tog was daar 'n studie gewees in die vroeë 2000s wat gevra het, wat is dit wat lidmate pla in die NG Kerk? En vir 'n slag was dit niks met gay en al daai goeters te maak nie. Die lidmate het gevoel, maar ek is nie seker as ek doodgaan, ek my oë in die hemel gaan oopmaak nie. Geloofsekerheid was die nommer 1 vrees vir lidmate, nie vir buitekerkers, vir lidmate van die gereformeerde kerke. Hoe kan dit wees dat ek en jy nie seker is dat ons eendag hemel toe gaan nie? Want o genade, ek ken my sonde. Ek weet van hierdie gap. Ek is al te bewus daarvan. Jy gaan nie hemel toe op grond van jou goeie dade of weggehou word as gevolg van jou slegte dade nie. Ek hoop jy het al 'n paar keer gehoor in hierdie kerk. Niks of niemand kan jou skei van die liefde van God nie. Nie 'n sigaret nie, nie 'n bier nie 'n vloekwoord nie 'n verneuk nie. Niks of niemand kan jou skei van die liefde van God nie. Luister mooi. Ons praat nie daai goed reg nie. Ons sê nie alles is oukei nie. Ons sê nie sonde is reg nie. Maar die Paasgebeure het die sonde se mag gebreek, finaal. Daar's nou vrye toegang tussen ons en God. So Jesus sê, okay, en hy gather hulle almal so met mekaar in Johannes 13, 14, 15. Sê kom nader, kom ek verduidelik vir julle hierdie proses. Dit wat ek nou gaan doen vir julle, moet julle met mekaar doen. Hy skryf dit so. Ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Tot daai sin nie, tot daar sit toe Jesus daar asemhaal. Het Petrus waarskynlik vir Johannes gedink, gekyk en gesê, there's nothing new to that. Dit hoor ons aan Deuteronomium 6 en Levitikus. So hierdie is nie 'n nuwe boodskap, julle mekaar lief hê nie. Dit weet ons al lankal. Dis die volgende woorde wat totaal anders is. Soos ek julle liefhet, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle my disippels is. As jy hierdie sinnetjie, die laaste sinnetjie, connect dwars deur die Nuwe Testament, die nuwe ooreenkoms, gaan julle hoor in Galasiërs 5 beskryf Paulus die vrug van die Gees en nommer 1 is liefde. In 1 Korintiërs 13, eintlik hoofstuk 12 en hoofstuk 14 en twee ander, sê hy, ouens, in die kerk behoort daar net een, die belangrikste genadegawe van almal is liefde. En dis die crucial element van wat in die gap moet gebeur tussen wat ek is en wat ek behoort te wees. Ek moet net vir God lief hê nie, maar ek moet juist nou vir mekaar lief hê. Is dit maklik? Nee. Party van ons, party kom makliker as ander. Maar vir party moet jy 'n bietjie moeite doen om lief te wees vir 'n ander. Maar dis die eienskap wat ons moet hê, wat ons dra van Kersfees na Paasfees, na Pinksterfees, na Kersfees toe weer, is juis om te sê, maar
Ons is anderster want ons hê lief, nie sommer net ja, okay, ek aanvaar jou, ek verdra jou, ja, ek wil net nie met jou meng nie, jy moet net nie langs my sit nie, jy moet net nie my geld kom haal nie, jy moet nie. Liefde is baie dieper as dit. So ek wil jou wegvat na ons sokkies toe. Mense vra my, wat gaan met hierdie kouse ding aan? Jy moet, om lief te hê, moet jy na ander ou se sokkies loop. As daar nou een eienskap van liefde is dit die vermoë om te kan luister. Nie net te luister om te judge nie. Dis nie soos ek hou daarvan om die koerant te lees en veral die kommentaar van die ouens onder dit te lees. Want jy kan hoor daai ouens lees nie om te hoor wat staan hier, maar hulle wil onmiddellik hulle wil antwoorde gee. En dis nie liefde nie. Liefde beteken nie ek wil jou in die rede val nie. Liefde sê nie ek wil hoor wat jy sê net om nog te gaan oorvertel nie, of om te sê ja, maar is jou eie skuld nie. Ek lees eendag 'n preek oor die barmhartige Samaritaan. Julle almal ken die storie van die barmhartige Samaritaan wat verbygekom het en hy het anderster as die leviet en die priester het hy gehurk en die ou gehelp. En een van die ouens wat 'n preek geskryf het, nog 'n Afrikaanse dominee daar in die Kaap, ouer ou, het skryf toe 'n baie mooi ding. Hy sê baie van ons het nie 'n priester of 'n leviet se houding gehad en verbygegaan nie. Ons het gaan sê, is jy stupid ou? Jy loop nie na ure by daai doodsvallei verby nie. Jy gaan gehijack word daarso. Is jy van jou sinne beroof? Dis nie liefde nie. Liefde is om soos die onchristelike Samaritaan te gaan verbind, te gaan heel maak. Ek en jy is dalk net te hard met mekaar. Ons wil mekaar in sulke mooi hokkies met sagte dons en sagte satijn uitlê. En as jy nie in daai hokkie pas nie, dan gaan ons jou grind tot jy aanpas. Ons gaan jou weg afvuil en regskaaf en grind gebruik, maar ons gaan jou presies in die hokkie. Ons almal het droog gemaak, het swak keuses gemaak in ons lewens. Almal van ons is bevlek met sonde, net as gevolg van 10 of 15 of 30 jaar terug nie, maar selfs nou nog steeds sukkel jy met jou habits en jou hurts en jou frustrasie wat jy het, en wat ons moet doen is om vir mekaar lief te hê, om uit te reik na mekaar toe. Die teks in 2 Korintiërs is baie mooi, wat Jesus sê, julle is 'n nuwe mens, die ou is verby, maar as jy so bietjie verder lees, terug is na die liefde van Jesus dring ons. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van versoening om heel te maak, om 'n oop kanaal te wees vir ons gegee. Weet julle wie moet vrede maak op hierdie aarde? Ek en jy, Christene. Dit moet nie van politieke leiers afkom nie. Dit moet van gelowiges afkom wat grense breek en brûe bou. Die boodskap van versoening is 'n bediening, is 'n ministry vir my en vir jou. Ek wil 2 voorbeelde afsluit mee. Die is een van die mees bekende ikoniese prentjies van die paus wat net afgesterf het. Dit gebeur in een van sy eredienste wat hy gelei het, dat daar 'n klein dogtertjie, Down syndroom dogtertjie, so met die paadjie afgekom het, terwyl hy besig was om te preek. Sy het waarskynlik niks verstaan van die preek, dit is gewoonlik in Latyn. Sy het nader gekom en die paus het 'n klomp leiwagte waar haar weghou, en hy het hulle net rustig so met sy hand laat sit, en die dogtertjie het agter hom kom sit, en sy het die paus se hand vasgehou. Sy het uitgereik na hom. En hy het haar hand net vasgehou en doodluiters aangegaan met die preek.
incredible moment, ikoniese moment. En as julle gaan prentjies soek oor die paus, gaan julle baie kry waar hy met kinders rondloop, rondspeel, met sy statigheid, nog steeds met sy togas en alles, maar afgebuk het na mense toe. Trouwens, ek het iewers gelees dat sy salaris net so oor die 300.000 euro 'n jaar is. Waar trek dit 300, 600, dis oor die 6 miljoen rand 'n jaar, waarvan hy niks gevat het nie. Alles is geskenk aan kinderreise reg oor die wêreld. Al wat hy nodig gehad, hy het nie eens in die paleis gebly van die paus nie. Hy het in 'n bed and breakfast apartment langs die Vatikaan gebly. Wou glad nie die weelde gehad het nie. Maar het gesê, maar mense en om hulle lief te hê, dis my primêre funksie. En die moeilikheid gekom daaroor, oor baie van die goeders. Maar hy het gesê, ek moet hierdie verhouding met ander mense regmaak. Tussen 1500 en 1504 is Michelangelo besig om aan die Davidbeeld te werk. Ek was bevoorreg toe ons in Florence was om nie die beeld self nie, want dit kry jy regtig waar min te sien, maar as die replika daarvan te sien. Ons het so rondgedrentel in die stad. Dit was 'n dag wat ons so half niks gehad om te doen nie, ons het rondgedrentel en ek het gewonder waar so is die Davidbeeld. En op 'n stadium toe ek omdraai, toe staan Dawid in sy volle glorie hier agter ons. Maar daar's 'n mooi storie oor Michelangelo se werk aan hierdie marmerblok. Vir meer as 40 jaar lank het die marmerblok in iemand se agterjaard gestaan. Die blok was so byna 6 meter hoog, en ek dink die beeld is net so oor die 5 meter, maar dit het net daar gestaan, en toe op 'n stadium vir 40 jaar, en op 'n stadium het iemand selfs 'n gat dwars deur die dwars deur die marmerblok geboor, maar die blok was, niemand kon iets daarmee maak nie, so hy het net daar gestaan. En toe eventually kry Michelangelo oog op dit, en almal sê toe maar, dit gaan niks help nie, want daai gat wat die ouens deurgeboor het en deurgebreek het, dit gaan alles bevonk vaar, jy gaan niks daarmee kan maak nie. En toe begin hy beplan, en ek het nou nie die hele beeld afgedruk nie, maar hy daar so buig in sy been, en Michelangelo het die gat hierso tussen sy twee bene het hy gebruik om 'n gat te hê, om 'n spasie tussen twee bene te hê. En so selfs die rubbish van 'n gat word toe in Michelangelo se vermoë as beeldhouer 'n Dawid met 'n spasie tussen sy twee bene. Toe laat my dink, as ek en jy na mekaar luister, as ons nou brûe bou tussen mekaar, dan gaan ons nou die gaps wees wat ons nie van hou nie. Die goed is wat Swaal wil sê, maar hierdie marmerblok is useless. Maar as ons bietjie mooi gaan sit en luister na mekaar se stories, intens luister, dan dink ek gaan ons anders te dink en hoor van 'n flenterwêreld. Want in hierdie flenterwêreld is 'n klomp flentermense wat soms nie 'n flenter omgee vir mekaar nie. En as hierdie flentermense net vir 'n flentertjie van hulle tyd sal luister na mekaar, dan kan dalk soveel meer gebeur. Dan ontdek ons dalk 'n Dawid of 'n paus wat aan 'n klein kindjie se hand vat. Iemand skryf, new creations create new creations. As ek die Heilige Gees in my het, en ek en Jesus en die Vader, en as nog so een en nog so een en nog so een, en as 'n klomp van ons, en ons weet God in ons is en ons in God is,
dan moet die wêreld mos anders te lyk. As gevolg van my en jou. Wat is binne in jou? Waarin is jy? Het jy God se gees binne in jou? Is jy in Jesus? En Jesus is in die Vader. Anders gaan dit nooit gebeur. Dat ons vir hierdie wêreld 'n beter plek gaan nalat nie. Dat ons meer gaan lief hê nie. A new commandment I give unto you. Julle moet mekaar lief hê. Dis wat die wêreld wil sien. Dit moet by julle begin, by ons begin. Easy? No ways. Dis 'n opdrag. Here, daarom sal ons uitgaan en anders teenoor die wêreld wees, anders teenoor mekaar wees en hierdie liefde sal uitdui na die wêreld daar buitekant toe. Dankie dat ons dit kan weet. Dankie dat ons kan weet U het vir ons daai verantwoordelikheid kom gee, daai job kom gee om dit te gaan doen. Ons is bereid om sommer net lief te hê. Amen. Ek wil 'n stukkie geskiedenis met julle deel voordat ons die laaste lied na luister. Tussen Jesus se weggaan, sy opstanding, die Heilige Gees uitgestort is, toe was daar nog nie 'n wêreldgodsdiens gewees nie. Christendom was 'n klein groepie mense wat die ander ouens nie van die Jode nie van gehou nie, die Romeine allermins. So dit was hierdie klein klompie mense wat bymekaar gekom het in 'n dakvertrek en later het hulle 'n bietjie uitgegaan saam met Paulus en hulle het later versprei oor die hele wêreld. Maar in die jaar 300, 400 na Christus, in ander woorde, vir 400 jaar, het die Christene so baie geword, verskrik baie geword, dat Konstantin gesê het, ons moet nou 'n godsdiens vir ons hele wêreld kies, en ons kies Christendom. So van 11 bang oukies na die opstanding, tot 'n magdom mense. Hoe het dit gebeur? En daar's 'n boekie waaroor geskryf, The Rise of Christianity. In die boekie haal die ou dit nogal aan in hierdie tyd, na so 'n klomp ander goeters, gelowiges lief gehad het. Hulle die vermoë gehad om met enige iemand oor die weg te kom en liefde uit te straal. Ek hoop daar word 'n boekie geskryf in 2040 wat sê maar tussen 2020 wat COVID was en 2025 of 28 of 30 was daar 'n gemeente iewers in Kreeusdorp wat besef het ons oorlewing lê in liefde. Waar 'n gemeente mekaar ongelooflik liefhet. Net mekaar nie, maar ook die wêreld. The Rise of Christianity. Kom ons luister rustig na hierdie laaste song.
Kom ons staan. Vir die volgende 5 weke gaan ons 'n bietjie besig wees met Josef. Josef se die karakter in Genesis 37 tot 50. Ek sien verskeie uit om die reeks saam met julle te doen. Jy's van hoe ek en jy 'n pad saam met God loop wat nie noodwendig is die pad wat ek self wil gekies het nie. Partykeer draaie, partykeer met onregverdigheid, maar 'n aangrypende pad hoe die Here altyd met ons saamloop. Mag jy uitgaan en weet die Heilige Gees is in jou en jy is in die Seun, en die Seun is in die Vader en jy is in hierdie geborge hokkie wat God gekies het om jou te hê. Mag jy oopmaak en vir ander ouens wat in hierdie wêreld seer het, flenters is, mag jy vir hulle die lig gaan skyn van God. Mag sy genade en sy liefde en sy teenwoordigheid jou volmaak, vervul. Mag die Hemelse Vader se liefde wat hy gewys het in Jesus Christus, en mag die Heilige Gees wat in jou woon, jou uitstuur, jou dring om ander lief te hê. As julle mekaar liefhet, sal ander mense weet, julle is my disippels. Amen.